Goeiedag gemeente en baie welkom by nog 'n aanlyn erediens van NG Kerk Lardespark. Dankie dat jy vandag tyd spandeer saam met ons en dis my gebed ook vir jou, daar waar jy jouself ook al mag bevind vandag, dat jy sal kan rus vind in die Here se teenwoordigheid. Mag jy weet, hy is ook vandag met jou. Wanneer ek dit sê, dan wil ek julle sommer vandag groet met die volgende woorde en sê, onthou dat die Here Jesus self gesê het, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Onthou dat jy gedoop is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En onthou dat die Here gesê het, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Vriende, wanneer ons dan dit ook vir mekaar sê en mekaar daaraan herinner, aan die belofte wat die Here ook aan ons elkeen gemaak het, steek ek vandag vir ons hierdie Christuskers aan, as 'n teken om te sê, hy is hier, maar hy is ook met jou. En daarom sê ons, Jesus is die Here, en hy is hier. Kom ons rus nou in hom. Terwyl ons dan nou so begin om ons gemoed dalk 'n bietjie rustiger en stiller te maak, wil ek jou uitnooi om saam met my in 'n asem gebed in te gaan. En al wat ons hoef te doen is om vir 'n oomblik net ons oë toe te maak, bewus te word van hoe ons asemhaal, hoe dit inkom en die lug ook weer uitgaan. En dalk moet ek vir jou vra om jou oë toe te maak en 'n paar keer diep asem in te haal en uit te blaas. En soos wat jy dit nou besig is om te doen en jy jou asem intrek, sê, u Gees is in my. En soos jy uitblaas, sê dalk in jou gedagtes, in u hande gee ek myself. Kom ons vat so 'n oomblik om so met hierdie asemgebed stil te raak. Terwyl jy so stil is en asemhaal in die Here se teenwoordigheid, wil ek jou vra om so 'n bietjie vir 'n oomblik jou gedagtes terug te gooi na die 1 Januarie toe. Reflekteer dalk gou vir 'n oomblik saam met my oor wat alles al reeds hierdie jaar gebeur het in jou lewe. Wat 'n oomblik om so 'n bietjie te dink aan wat dit is wat als gebeur het. Wat het jy dalk al gedoen? Waar het dinge vir jou net te besig begin raak? Spandeer dalk so 'n oomblik nou met die Here in sy teenwoordigheid. En dink aan al die mooi en al die seer wat dalk gebeur het. Die lekker en die hartseer. Dalk is daar iets groots wat jou opgewonde maak, of iets wat jou hart stikkend gemaak het. Soos wat jy nou asemhaal in sy teenwoordigheid, deel ook dit wat hierdie jaar reeds al in jou lewe gebeur het met hom. Dan gaan ek vir ons afsluit met 'n gebed. Hemelse Vader, U is die God wat nie ver is nie. U is die Here wat nie van 'n afstand af kyk na elkeen van U kinders nie. U is Immanuel, God met elkeen van ons. Here, dankie dat U self keer op keer kies om nader te kom aan elkeen van U kinders, om die afstand wat daar tussen ons en U is weg te neem, Here. Omdat U 'n behoefte het om intiem naby aan elkeen van ons te wees. Here, en wanneer ons nou so 'n bietjie gereflekteer het oor dit wat al reeds gebeur het, dan is dit ook so. Van ons is moeg, Here. Daar's mense wie se harte seer is. Daar's mense wie se harte gebroken is. Daar's van ons, Here, wat nie kan verstaan hoekom ons is in die situasies waar ons onsself vandag in bevind nie. Daarom is dit my gebed. Mag ons bewus word van U wat met elkeen van ons is. Mag ons toelaat, Here, dat U ons stywer en stywer vashou. En mag ons vrede en rus dan nou ook vandag in U teenwoordigheid vind. Hemelse Vader, en wanneer ons dan nou ook nou by die woord gaan stil staan, vra ons, Here, praat met ons, werk met ons, o Heilige Gees. Want ons wil besig wees met dit wat vir U goed en belangrik is. Ons wil U stem hoor, Here. En ons wil hoor hoe U ons ook wil uitstuur in hierdie wêreld in. Praat, Here, U kinders luister. Amen.
I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I gave you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Soos ons weer 'n nuwe week verwelkom, hoop ons jy neem elke oomblik in en gryp elke geleentheid aan. Hier is wat aan die gebeur is. Woensdag 10 April het ons gemeentelede slaggate op paaie in die Eladispark omgewing herstel. Daar was 3 spanne wat vinnig die werk gedoen het. Dankie vir almal wat deelgeneem het aan die herstelprojek en bygedra het vir die teer. Ons het nog emmers teer oor en sal weer so maak. Ons hoop die pad wat jy ry is nou meer gerieflik. Wil jy ook graag help om 'n verskil te maak? Ondersteun dan Omgee deur 'n gesin in nood te help. Die Brood op die Water projek ondersteun maandeliks 12 gesinne in ons gemeenskap met kospakkies.
Neem gerus 'n sakkie by die kerkruim se deur en vul dit met die voorgestelde kruideniersware of skenk enige nie bederfbare kruideniersware of skoonmaakmiddels. Donasies kan by die kantoor se ontvangs afgegee word. Kontak gerus vir Anel Roux by die CMR kantoor vir meer inligting. Vanaand gaan ons aan met ons dieper delf reeks, gereedskap vir jou ouerskap. Ons gaan bietjie gesels oor kommunikasie. Hierdie ouerskapkursus is vir ouers met voorskool en laerskoolkinders. Kontak vir Dominee Magie vir meer inligting. Daar sal ook kinderoppassers wees indien jy jou kinders wil saambring. Die warm winterfees is altyd baie pret vir ons kinders. Ons speletjie stalletjie het pryse nodig waarvoor kinders kan uitspeel en wen. Ons vra vir enige donasies van speelgoed wat jy weet 'n lekker wenprys vir die dag kan wees. Kontak gerus vir Lanet as jy kan bydra. Dankie ook vir bydraes wat ons alreeds ontvang het. Wil jy graag saam uitreik na die Komani gemeenskap in die Septembervakansie? Ons hou Dinsdag aan 23 April om 6:30 'n vergadering in die Blousaal om die program te bespreek. Jy is welkom om dit by te woon. Kontak vir Gail Horak vir meer inligting. Kom maak 'n draai by Artos Koffiewinkel onder by die Artossaal en geniet heerlike koffie asook 'n verskeidenheid koeke. En uit persoonlike ervaring is die tuisgebakte brood 'n wenner. Die koffiewinkel is oop Maandag tot Vrydag 12:00 tot 6:00 en Saterdag 6 tot 6. Bring gerus ook jou vriende saam. Helpers word benodig om sop te kook tydens die Pinksterweek van 13 tot 16 Mei. Bestanddele asook resepte word verskaf. Stuur jou naam per e-pos aan Hannelie of skakel haar by die kerkkantoor. Sê jy vir hulle? Ja, sê jy vir hulle. Nee man, sê jy vir hulle. Sê jy vir hulle. Die 3de tot die 5de Mei is ons warm winterfees en ons hoop jy het hierdie datum al gedagboek. Hierdie fees gaan uit soveel lekker aspekte bestaan. Die Vrydag aand het ons 'n gemeenskapskonsert. Wag, wat is 'n gemeenskapskonsert? Gemeenskapskonsert, Christian. Okay, kom ek verduidelik bietjie beter. Dit gaan 'n gemeenskapskonsert wees. Imagine Kersangdiens, maar met liedjies uit verskillende films uit. En daar gaan soveel verskillende mense deelneem. Hilaris Park Laerskool se koor gaan nie wees, Pretoria Mannekoor, 'n klomp soliste, Cosina Dayo en duette en miskien 'n verrassing of twee. So ons hoop julle almal is daar en dan sal ook 'n nagmarkie Vrydag aand. Die Saterdag het ons wedloop, so ek hoop jy het al begin oefen, Christian. En dan het ons bazaar die Saterdag en 'n feesdiens waarmee ons afsluit die Sondag. Jy mag asseblief nie hierdie geleentheid mis nie, want ons sien uit om met jou fees te vier. So, dagboek dit en ons sien jou die 3de tot die 5de Mei hier by die kerk met ons warm winterfees. Mag julle 'n wonderlike week hê. Sien julle weer volgende week. Dit is 'n voorreg om 'n inkomste te kan verdien en om so ons lewenskostes te kan dek. Net so is dit 'n voorreg om met ons dankoffers die Here en sy gemeente te kan dien. Laat ons met dankbare harte die Here met ons dankoffers eer. Gemeente, 'n paar Sondae terug het ons Opstanding Sondag gevier, wat natuurlik die grootste fees op ons as gelowiges se kalenders is. Hoekom? Want Jesus het opgestaan, hy leef en hy is Heer. Opstanding Sondag is die begin van Paastyd wat aangebreek het. Nou, Paastyd breek aan vanaf Opstanding Sondag met 40 dae wat verloop tot en met Hemelvaart, Jesus se troonbestuiging. En gedurende hierdie tydperk vier ons dat Jesus opgestaan het en dat hy leef, dat die graf leeg is
En ons vier daarmee ook saam die lewe wat hy vir my en vir jou weer opnuut kom gee het. Maar die groot vraag is egter gedurende hierdie tyd, veral as ons dan nou terugdink aan Opstanding Sondag, hoe het Jesus se opstanding die manier verander oor hoe ons nou weer opnuut na die lewe kyk, na mense en omstandighede rondom ons kyk? Het daar al iets verander by jou? Of bly dinge dalk vereers vir nog net 'n rukkie dieselfde? Nou vriende, dit bring ons dan nou by vandag se baie bekende en uitdagende teksgedeelte, Matteus 28 vers 16 tot 20. En ek wil jou vra om jou Bybel saam met my daar oop te maak. Terwyl jy besig is om te blaai, direk nadat ek die teks gelees het, is daar 'n video wat ek graag wil hê jy eers moet gaan kyk. Jy kan die skakel vind net aan die onderkant van hierdie uitsending by die verduidelikingsgedeelte, of jy kan gewoon die skakel vind ook op ons WhatsApp boodskap wat ons aan jou gestuur het. Kom, ek lees dan nou vir ons hierdie baie bekende gedeelte, Matteus 28 vers 16 tot 20. Jesus se opdrag aan sy disippels. Die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle: Aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Ek wil jou dan nou vra om uit te gaan of hierdie uitsendings vir 'n oomblik te pause en dan in die volgende video te gaan kyk wat jy kan kry in die skakel onder die beskrywing van hierdie erediens. Met die vraag dan nou, wat beklemtoon die volgende video wat jy dan nou gaan kyk vir ons van dit wat ons nou uit die teks gelees het? So gaan kyk asseblief gou hierdie video. Dit is baie belangrik dat jy dit kyk, omdat die res van my boodskap daaroor gaan. Nou ek wens eintlik ek kon vandag vir jou gevra het, wat is een ding wat vir jou uitgestaan het wanneer jy na hierdie video gekyk het? Was dit dalk iemand se gesig gewees? Was dit dalk gewees hoe almal bymekaar gekom het toe hulle fone uitgehaal het en afgeneem het wat gebeur het? Vir my was dit verseker gewees, dat daar was 'n man gewees wat gelyk het as hy so hierdie uitdrukking op sy gesig kry en hy sê, wow, terwyl hy gekyk het na dit wat alles hier voor hom gebeur het. Dalk moet ek vir jou vra, as jy 'n kansie het, om sommer vir ons in die beskrywings, in die kommentaargedeelte, vir ons 'n bietjie te vertel en met ons te deel, wat is dit wat vir jou uitgestaan het in die video wat jy nou gekyk het. Maar dit is dan nou ook so, dat alles begin het met net een persoon se aksie of optrede, is dit nie? Dit was die meisie gewees wat die hele orkes in beweging gebring het op die einde van die dag. En dan saam met dit, moet ons ook dan vir mekaar sê dat dit net een musikant aan die begin op sy eie dalk nie so groot impak kon gemaak het nie. Maar soos wat daar meer en meer musikante deel geword het, hoe meer indrukwekkend hierdie musiekstuk begin klink. En hoe meer mense het dit ingetrek en hoe meer mense het op verskillende maniere begin deelneem aan dit wat besig was om spontaan daar voor hulle plaas te gevind het. En daar was ook natuurlik verskillende mense. Mense wat toeskouers was, wat maar net vinnig geloer het en verbygeloop het, terwyl daar ander weer bietjie was wat meer deelnemend was. Van die mense het hulle fone uitgehaal, video's geneem, foto's geneem, ander het met hulle blywe in beweging gekom en saam gedans, en dan was daar 'n paar saggees oomblikke gewees waar jong kinders teen die lamphale opgeklim het om te kon kyk wat gebeur het. Ek dink hierdie video verhelder 'n klomp verskillende punte vir ons in die teks wat ons dan onder andere vandag saam gelees het. Nou vriende, dis baie belangrik om net in die eerste plek vandag vir mekaar daaraan te herinner dat elke evangelie op 'n baie spesifieke manier eindig. Markus se evangelie eindig op so 'n oop manier dat jy eintlik self uitgenooi word om die volgende hoofstuk van sy evangelie te skryf. Lukas eindig met 'n opdrag aan die disippels, of 'n opdrag wat Jesus aan sy disippels gee, dis hy. En ook dan met sy hemelvaart wat gebeur. En dan eindig Matteus met die disippels wat terug moet gaan Galilea toe. En Jesus wat vir hulle daar dan hierdie groot opdrag gee waarvan ons vandag gelees het.
Daar's altyd 'n spesifieke rede vir hoekom die skrywers hulle evangelies op daardie spesifieke manier eindig. Galilea is natuurlik waar Jesus sy aardse bediening begin het en waar hy die meeste mense geleer het en wonderwerke gedoen het. En dit is Matteus se bedoeling dat die leser eintlik ook weer terug moet gaan na die begin van sy evangelie toe en weer moet begin lees. Maar hierdie keer met nuwe oë en 'n nuwe verstaan van wie Jesus is en wat hy vir ons geleer, gewys en vertel het oor God se koninkryk en hoe ons daarin deel het vandag. Jesus se woorde in vers 19 dat al die nasies ingesluit moet word in sy opdrag. Herinner dan ook natuurlik aan Matteus 1, sy geslagsregister wat vrouens insluit. Met die bedoeling dat dit ons moet laat besef dat hierdie boodskap, dat God se liefde, genade en vergifnis werklik vir alle mense bedoel is en dat dit almal insluit. Want God werk nie in geslote groepies nie. En die een baie duidelike boodskap wat Matteus wil hê, ons moet raak sien in sy evangelie, is dat God werklik met sy mense is. Hy sluit sy evangelie af in vers 20, waar ons lees dat Jesus 'n belofte maak, dat hy met elkeen van ons sal wees, tot die volëinding van die wêreld. Dit is natuurlik dieselfde belofte waarmee Matteus sy evangelie begin. Die seun wat aan ons gegee word, is Immanuel, God met ons. Vriende, keer op keer sien ons dit ook raak in die evangelies en ook in die hele Bybel. Dit is God self wat naderkom om die afstand tussen ons en hom weg te neem. Nou, hoe laat dit ons nie dink? Nie net oor Matteus se groter boodskap nie, maar ook oor hierdie opdrag waarmee Jesus ons dan nou elkeen vandag uitstuur. As hy sê, hy is met ons tot die einde toe. Nou, as ons weer na die teks gaan kyk, dan glo ek vang jou oog, net soos myne, ook hierdie groot sendingsopdrag wat die Here aan ons gee. Gaan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die God drie-enig. Dis natuurlik ook die teks wat al vir hoeveel honderde jaar die groot sendingaksie van ons Christelike geloof gedryf het. En baie teoloë is eens daaroor dat hierdie opdrag ook die sleutel tot die verstaan is van die hele Matteus evangelie. Maar dit is ook so dat ons baie keer net fokus op hierdie opdrag en ons twee baie belangrike punte in hierdie teksgedeelte dan nou miskyk. In die eerste plek gaan hierdie gedeelte eintlik oor wie Jesus is. Hy is die Here en hy bevestig dit ook vir sy disippels. So die feit dat hy hulle op 'n berg ontmoet, is ook nie net 'n random gebeurtenis in hierdie teksgedeelte nie. Reg deur die Bybel word berge gesien as plekke van bekendmaking en van beslissende ontmoetings met die Here. Dink byvoorbeeld aan God wat homself aan Moses openbaar het op die Sinaï berg. En dink ook aan die berg waar Jesus sy wil en identiteit bekend gemaak het tydens sy bergrede en sy verheerliking op die einde van die dag. So hier gaan dit daaroor om te besef dat Jesus waarlik die Here is en dat aan hom alle mag gegee is oor lewe, oor dood en oor hierdie skepping. En dan sluit die volgende gedeelte of die tweede punt dan eintlik baie mooi hierby aan. Wat vers 20 of die punt wat vers 20 dan maak is juist dit dat hierdie Here, die een wat mag het oor die wêreld, oor die skepping, oor lewe en dood, ook 'n belofte maak dat hy met ons is. En hy sal ons ook met ons wees tot die einde toe. Hy sal ons nooit verlaat nie, maar hy sal eerder ons bystaan in ons uitlewing en uitvoering van hierdie opdrag wat hy dan aan my en jou as gelowiges gegee het. En vriende, om dit dan nou weer opnuut te kan besef, om dit dan nou weer opnuut raak te kan sien, moet ons met nuwe oë laat kyk na hierdie opdrag van disipelmaking. Die vraag is dalk net, hoe moet ek en jy dit dan nou doen? Die teks help ons natuurlik. Dit sê ons moet mense doop in die naam van die drie-enige God en hulle dan ook leer om alles wat hy vir ons geleer het. Dink byvoorbeeld net aan Matteus 5-7, Jesus se bergrede. Te onderhou en deel te maak van hulle eie lewens. Dit moet deurkom in hulle manier, in die manier hoe hulle optree en omgaan, ook met ander mense en ook met hierdie skepping. Nou net 'n vinnige paar opmerkings juis hieroor. As 'n mens na die Grieks gaan kyk, dan sê dit eintlik, jy moet disipel hulle. Jy moet hulle disipel. 'n Disipel is 'n leerling wie doen wat hulle gesien het en wat hulle ook ervaar en beleef het.
Dis dit wat hulle dan nou gaan naleef in die wêreld daar buite. En daarom juist dan nou dat Jesus juist hierdie opdrag eerste aan sy eie disippels gee. Want hulle moet gaan wys wat hulle by Jesus beleef het, wat hulle by hom geleer het, en hulle moet dit self gaan naleef en op so 'n manier ook dan nou disippels gaan maak. Want wanneer jy iemand disipel, dan leer jy vir hulle van God, soos wat jy vir Jesus nadoen in jou eie lewe. En van daar af gaan ons eers uit om te gaan doop en om vir ander mense te leer om dit wat hulle gewys en geleer is, ook te kan onderhou in hulle eie lewens. Maar die doop hier, wat gedoen word in die drie-enige God se naam, is ook dan natuurlik 'n teken van inlywing, 'n teken dat verskillende mense met verskillende agtergronde van alle nasies ingelyf word, is deel van God se familie en koninkryk en deel het aan sy beloftes aan hulle. En dan moet mense geleer word. En hierdie leer is eintlik 'n stadige woord. Want Matteus wil hê ons moet weer ander help om dit self weer opnuut te kan leer, ook in ons eie lewens. En daarom word ons onder andere veral dan nou tot stop gebring by Jesus se bergprediking, om daar weer opnuut te sien hoe ons ander ook dan nou moet leer. Jesus leer ons dat hy sy son oor almal laat opkom, oor sleg en oor goed. Hy is sagmoedig en nederig van hart. En so besef die disippels, wat ander dan nou ook disipel, dat hulle die draers van God se goedheid, liefde en genade is. So hierdie leer hulle, vra dat ons stadig moet beweeg, dat ons met mense tyd moet spandeer, ons tyd moet neem wanneer ons besig is met ander, om opreg te wees en om vir hulle te wys hoe dit lyk en hoe dit is om in 'n lewende verbintenis en verhouding met die Here dan nou werklik waar te kan leef. Vriende, aan die begin van hierdie diens het ek jou genooi om tot rus te kom in Jesus die Here en hy wat ook hier is. Hierdie is ook die kragveld waartussen ek en jy op 'n daaglikse wyse leef. Ons lewe tussen die feit dat Jesus die Here is en hierdie belofte wat hy aan ons gemaak het, dat hy altyd met ons sal wees. En is juist hier binne waar hy ons dan nou uitstuur die wêreld in. Maar baie interessant is dat die gedeelte gaan na al die nasies toe waarvan ons gelees het. Nie noodwendig beteken om jou tassie te pak en ver te moet gaan nie. Wanneer Matteus vir die gelowiges in Antiochië skryf, in vandag se Sirië, net noord van Palestina natuurlik, dan leef hierdie gelowiges tussen mense van alle nasies, mense wat van alle nasies afkomstig is, Arabiere, Fenisiërs, Romeine, Grieke, en so kan 'n mens aangaan. En dit vra dan nou vir hulle, om ook daardie mense te gaan disipel. Ons is geneig om te dink dat ons tasse moet pak en ver moet gaan om mense te disipel. En daar is ook niks fout daarmee nie, natuurlik nie. Dalk is dit die manier hoe jy betrokke moet wees en raak. Maar die feit van die saak is dat die sendingsveld baie nader aan my en jou gekom het. Vat byvoorbeeld net 'n oomblik om te dink aan jou eie bure, aan jou werkskollegas, aan jou vriende en familie, wat dalk nou nie meer hier sit nie, en wat vereers hulle verhouding met die Here eenkant toe geskuif het. Dink byvoorbeeld aan al ons kinders en ons jong mense, wat ons ook hier kan kom disipel, en hulle kan leer om dit wat die Here ook vir ons geleer het, vir ons gewys het, en aan ons beloof het, om dit ook te kan onderhou in hulle eie lewens, sodat hulle nie na skool sal uitval, en ook hulle verhouding met die Here sal opgee, en eenkant toe sal skuif nie. Hierdie is almal mense wat ons kan en moet disipel op die einde van die dag. Wie ons moet inlyf in die familie van die Here, sodat hulle plek daarin kan ontdek, en wie ons dan ook natuurlik moet leer, deur om stadig, stap vir stap, hulle ook te kan wys en te kan leer hoe ons dit reg kry. En dit wat Jesus vir ons geleer het, self uit te kan leef, en vir hulle voorbeeld daarin kan wees, sodat hulle dit ook stadig maar seker, stap vir stap, self kan regkry. So ons hoef nie God iewers terheen te dra, en om daar te gaan plaas, en om mense daar te gaan disipel nie. Want hy is klaar oralster, ook daar teenwoordig. Hy is ook reeds hier teenwoordig. Ons kan gewoon in beweging kom met die lewende Here, wie beloof het dat hy ook hier met ons is, hier in die Lardespark, in Moreletta Park, in Rietvallei Rand, in Griekwastad, in Dubai, enige plek oor see, daar waar jy dalk mag wees vandag. Maar gemeente,
Hiermee sluit ek nou vir ons af. Toe die ouer man met die kontrabas aan die begin van die video begin speel het niemand eers geweet wat hy besig is om te speel nie. Dit was eers toe ander instrumente begin bykom het, dat die melodie duideliker begin word het. En soos elke instrumentalis ook hulle eie stem begin speel het die melodie 'n besonderse karakter ontwikkel. Het dit krag gekry, het dit vreemdelinge nader getrek en ingetrek, en het dit laat mense deelneem aan dit waarmee hulle besig is. En het dit ook mense met 'n wow op hulle gesigte gelaat. Die oomblik wanneer ek en jy begin om as disippels te leef, wie gewoon naboots en naleef soos wat Jesus ons geleer het om te doen, begin ons optredes, die manier van omgaan met die lewe, ander intrek, ander in beweging bring, en ander met 'n wow ook op hulle gesigte laat. En nee, ons hoef nie ver te gaan nie. Ons kan begin in ons eie huishoudings, in ons kantoor, in ons straat, hier in ons eie gemeenskap, om 'n manier hoe ons lewe en omgaan met die lewe, ander te begin disipel. So mag jy uitgaan vanuit God se melodie, dat hy die Here is en dat hy ook met jou is. En daar waar jy dan ook al is, ook ander kan nader trek, kan intrek en kan laat deelneem aan God se werk in hierdie wêreld, sodat hulle ook met 'n wow op hulle gesigte gelaat sal word, oor net hoe die lewende Here teenwoordig en besig is met elkeen van ons en elkeen van hulle se lewens. Mag jy dit ook in oorvloed ervaar. Amen. Voordat ons 'n slotgebed doen, wil ek jou vra om saam met my jou arms te gebruik, en kom ons bevestig dan weer opnuut ons gemeente se roeping. Kom ons gebruik ons arms as ons sê, die liefde van God vir elke mens oor alle grense heen. Hemelse Vader, wanneer ons by hierdie teksgedeelte stil staan, kan dit so maklik gebeur dat dit ons oorweldig. Kan dit so maklik gebeur dat ons moet dink dat dit ander mense se werk is en nie ons nie. Kan dit so maklik gebeur dat ons dink, ons weet dalk nie genoeg nie. Ons is dalk nie goed genoeg nie. Ons is nie noodwendig sendelinge nie. Maar Here, dankie vir hierdie twee bevestigings. U is die Here. En die Here kies om met elkeen van ons te wees. En daarom is dit my gebed, o Heilige Gees. Mag elkeen van ons die vrymoedigheid kry. Mag elkeen van ons die krag deur u Gees ontvang om gewoon u na te boots. Om gewoon dit wat u vir elkeen van ons geleer het, uit te leef. En mag ons klein begin, Here. Mag ons in ons huishoudings, in ons strate, in ons kantore, in ons vriendekring en ons families begin, Here. Om daar 'n voorbeeld te wees van dit wat u geleer het, van hoe u geleef het, en van hoe u omgegaan het, ook met ander mense. Onse Vader, ek bid en ek vra dit alles net in die heilige naam alleen. En mag ons, soos dat ons besig is met hierdie opdrag van u, net meer en meer bewus word van u wie die Here is oor hierdie wêreld en oor elkeen van ons se lewens, maar ook van u wat met elkeen van ons is. Amen. Ek wil julle vra om sommer hardop daar waar jy dan nou is vandag, ons gemeente se uitsendingswoorde saam met my te sê. Waar ons ook al gaan, God stuur ons. Waar ons ook al is, God is met ons. Christus wat in ons woon, het iets wat hy deur ons wil doen. Ontvang die seën van die Here, sodat jy vir jouself vandag kan toeëien en met jou kan dra in hierdie week wat vir jou voorlê. Mag elkeen van julle weet, van julle vandag gaan, waar jy ook al mag wees, dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die oorvloedige teenwoordigheid van die Heilige Gees met julle elkeen sal wees en sal bly. Amen. Mag jy 'n geseënde week verder hê. Ons sien jou weer volgende week.